what you have done. Besef ek en jy vanoggend eintlik, wat het God gegee, wat het God gedoen vir my en jou, om vanoggend hier te kan staan as oorwinnaars. Hy het sy beste gegee vir my en jou. Nie sy tweede beste nie, nie sy derde beste nie, hy het sy beste gegee. En nie net sy beste nie, maar sy enigste. Sy enigste seun gegee het vir my en jou. En ek wil jy maar net vanoggend sit en laat dit net bietjie insink vanoggend. Die prys wat ons God vir ons betaal het, sodat ek en jy kan sit hier vanoggend en sê, Here, ons dankie vir dit wat die prys wat U vir ons betaal het, die volmaakte prys. Daar is nie 'n ander prys nie, daar's nie 'n beter prys nie, daar's nie 'n groter prys wat God kon betaal het nie, vir my en jou. Maar hy het gedoen, omdat hy lief is vir my en jou. Amen. En ek wil hê ons moet net vanoggend, dis nie my preek nie, ek wil net hê ons vanoggend ervaar, die liefde wat God vir ons as mens het, dat hy daai prys gegee het, vir jou en vir my. Dat ons kan oorwinnaars wees, in Jesus naam. Mense, as ons besef nie, dit wat God gedoen het, hoe groot prys is dit nie. As hy het nie gegee het nie, was ons almal verlore. Ons almal was verlore gewees, vir ewig. Maar God het gesê, weet jy wat, gee my seun, die beste, vir julle, vir my, in Jesus naam. En ek wil vanoggend kom en ek wil bietjie praat, en ek wil bietjie praat oor Paulus, en daarna gaan ek my preek doen. En ek wil jy vertel hoe belangrik Paulus, wat eers Saulus was, en die kwalifikasies wat hy gehad het, en die rykdom wat hy gehad het, en al hierdie goed, hy het 'n goeie lewe gehad, en hy het al hierdie goed gehad, hy was 'n gesiende man, in die plek waar hy gebly het, die plekke waar hy beweeg het almal hom geken. Hy was iemand wat iets in die community was, of 'n sê gehad het in die community, en hy het al hierdie goed prys gegee, om God te dien. Hy het sy hele lewe opgegee, sy rykdom, sy status, het hy vrygegee, om God te dien. En ek sit gisterand en toe ek my preek doen en dit kom toe by my op, dat hierdie man eintlik, hy was baie ryk gewees, ons moet verstaan, hy was baie ryk gewees, hy was regtig slim, hy het boeke geskryf, hy was genuine iemand wat bekend was, en hy het gesê, weet jy wat, ek sal al hierdie op sy sit, and I will follow Jesus. Met dit wat saamgaan. Dit wat hy moes deurgaan, om die ewige lewe te kry. Jy sien, dis nie maklik, om te sê, ek volg die Here, en nou gaan alles smooth loop in my lewe nie. Want ek volg die Here, so alles sal goed gaan met my. Jy sien, wanneer ek en jy die Here beginne volg, gebeur daar goed in ons lewens, sodat die Here ons kan sluit, sodat ons deur die omstandighede kan gaan. En alles vir die Here gaan rondom mense. En nie net oor jou en oor my nie. As ek moet deur iets gaan, sodat God my kan gebruik, om iemand anders, of 100 ander, of 200 of 300 iemand anders,
te kan vertel en hulle te laat red deur die omstandighede wat hulle gaan, dan gaan die Here dit toelaat. Amen. Want as dit nie so was nie, hoekom moes al die disippels het 'n wrede dood gesterf? Hulle het nie in hulle slaap dood gegaan nie, of in 'n bed, of wat ook al nie. Hulle almal het wrede maniere gesterf. In olie gekook, in 'n boom opgehang, onderste bo gesleep in die pad af. So het hulle gesterf tot eer van God. Maar jy sien, dit gee vir my en jou die wete dat as hierdie mense bereid is om so te sterf, as Jesus bereid was om op die kruis van Golgotha so te sterf, met al die omstandighede en al die houe en al hierdie goed, en wat hy moes deurgaan vir my en jou, beteken dit, God se woord is die enigste woord, is die enigste weg. Want jy sien, die ou staan nou by 'n konferensie, hierdie een ou staan by 'n konferensie, en hy praat met hierdie moslim, en die moslim begin met hom argumenteer, en hy sê vir hom, luister, dat ek jou net een vraag vra. Het Mohammed vir een van julle gesterf? Hy sê nee. Hy sê, wel, my Jesus het gesterf vir ons almal. Hy sê, so watter een is nou eintlik die Messiah? Die een wat sy lewe gee, of die een wat net lekker lewe? Jy sien, daar so baie vrae en goed is wat ons rondom het kan vra. Wat Jesus die prys betaal het vir my en jou, en God het dit toegelaat. Paulus het ook gegaan, en hy sy hele lewe opgegee, en hy het amper die hele Nuwe Testament het hy geskryf, wat God gedoen het vir hom. En ek wil vanoggend vir jou, by jou stilstaan en sê, besef hoe belangrik jy en ek vir God is. Besef hoe belangrik ons vir God is. Nie net hoe belangrik God vir ons is nie, hoe belangrik jy vir God is. Want as jy nie belangrik was nie, sou God nie sy seun gegee het nie. Sou hy nie sy disippels gestuur het nie. Sou hy nie mense na jou toe gestuur het en vir jou gesê het, hoorie, ek wil bietjie vir jou bid nie. Jy sien, God sien jou as belangrik, maar jy is ook belangrik vir God. Amen. Sê vir jou langs jou, ek is belangrik vir God. Ek is belangrik vir God. Jy moet besef vanoggend, jy is belangrik vir God. Want as ek en jy begin besef, ons is belangrik vir God, dan gaan ons God se wil doen in ons lewens. Dan gaan ons dit doen wat God behaag. Ons gaan nie net doen wanneer ons lus is. Ek sê nou, pastoor Susan, laas Sondag was die kerk vol. Hierdie is Engels, ek kan dit nie verstaan nie. Hierdie Sondag is dit Afrikaans, en baie mense is nie. Ek het altyd gedog is die Engels wat die mense weghou. Maar hierdie keer is dit net andersom. Maar dit maak nie saak nie, ons is hier so, en dis wat saak maak. Vertrou ons volkome op God, of verander die omstandighede ons vertroue in God. Amen? Het jy al daai vraag vir jou gevra? Vertrou jy volkome op God? Maak nie saak die omstandighede nie, of laat die omstandighede bepaal wanneer jy op God vertrou. Wees eerlik met jouself, dink net bietjie, as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Vertrou jy nog steeds op God? Of val jou vertroue 'n bietjie weg? Raak dit moeiliker om die Here te vertrou? Jy sien,
En hoor mooi my hart vanoggend. Om God te vertrou is 'n keuse wat jy maak. Sê Here, ek kies om jou te vertrou. Maak nie saak die omstandighede waar ek deurgaan nie. Maar my keuse is, ek vertrou op U. Want jou keuse, Vader, wat jy gemaak het vir my lewe, is die beste. Amen. Al voel 'n ou nie so nie. Partykeer voel jy nie so nie, jy voel nie, maar dis die beste keuse nie. Jy vra 1000 vrae, maar God se keuse is die beste keuse vir my en jou lewe. Ek dink sit hom net so bietjie sagter. Weet nie voor of agter nie. En ek wil vanoggend preek Matteus 7 van vers 7 en 8. Matteus 7 vers 7 en 8. En ek wil hê ons moet hierdie vers vanoggend verstaan. Ons moet mooi verstaan wat die Here vir ons hierso sê. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. En ons vat dit, ek gaan hom in stukkies breek, en ons ontvat onmiddellik hierdie versie om ons as mens te bevoordeel. Want die Here kom tog en hy sê, bid en vir jou sal gegee word. Maar hy sê nêrens bid en vir jou sal gegee word vir dit wat jy vra nie. Jy sien, God ken die beste vir jou en my. Amen. So wanneer ek en jy op ons knieë gaan en ons bid vir die Here vir sekere goed, op die regte tyd sal dit deurkom. Dis nie te sê as jy nou bid, daai ding gaan deurkom nie. Die Here sal jou dalk eers deur iets anders vat en dan uitkom vir dit wat jy gebid het. Dis dieselfde as wat jy jou kind iets vra, gaan jy nie dadelik dit vir hom gee nie. Jy gaan dink aan al die omstandighede of die nagevolge wat kan gebeur. Of wat is die uitweg wat ek my kind wil leer? Wat wil ek my kind leer deur om te sê, nie nou nie, op 'n later stadium. Maar die Here sê, bid en vir jou sal gegee word. Dit wat goed is vir jou. Amen. Ons wil dit nie hoor nie. Ons sien nie so, maar die Here sê, pastoor, maar die Here sê, bid en vir jou sal gegee word. En ek bid en ek bid en ek bid en ek bid en hierdie goed kom net nie deur nie. Wel, hou aan bid. Dit sal op die regte tyd deurkom. Maar vat dit wat die Here vir jou gee. As jy bid en die Here gee vir iets anders, vat dit in die naam van Jesus. Amen. Want jy sien, die Here is nie net 'n is dit 24/7 winkel, wat noem jy dit nie? Jy stap net in en hy's oop en jy vat en dan gaan jy nie. Die Here kom en hy sê, bid en vir jou sal gegee word. Dit wat ek op my hart vir jou het. Soek en jy sal vind. Soek. Met ander woorde, loop die pad. Soek my doel vir jou lewe. Soek my. Volg my. Soek en jy sal my vind. Jy sien, om die Here te besoek bedoel is, jy stap saam met hom 'n pad. Jy soek wat hy vir jou wil hê. Jy soek dit wat jy sien, dit wil jy volg en dit wil jy doen. Nee, ek soek die Here, nou vind ek die Here nie. Ja, dit ook. Maar ons moet soek en doen dit wat die Here vir ons het om te doen. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En die hele stuk hierso bedoel die Here ook goed, maar dit bedoel ook baie keer, weet jy wat, ons moet klop. En as die deur nie eers oopgemaak word nie, hou aan klop.
Want wanneer jy aanhou klop, dan kom die deurbraak. Wanneer jy aanhou klop, dan word die deur oopgemaak. Want dit is nie goed om baie keer net te klop en die deur word oopgemaak nie, want jy leer niks deur dit nie. Want die Here wil jou deur is 'n stadium vat om jou te leer en my te leer, deur net te sê, jy kan nie net klop en net ontvang nie. Want ons as kinders van die Here glo, maar as ek aan die Here my God is, alles is moontlik by hom. Die woord sê, Here, u woord sê, alles is moontlik by u. En dit is so. Maar vir die wat naby hom is, vir die wat hulle lewe uitverkoop het, vir die wat hom die heel dag soek, vir die wat die heel dag klop en sê, Here, ek staan voor jou deur en ek klop, ek soek u aangesig. Sien, ons wil net klop, een keer klop en dan maak nie oop nie en dan wil ons loop. Bedoel is, Here, ek gaan op my knieë en ek bid tot eer van u naam. Ek gaan klop in 'n gebed voor u troon. Here, ek sal aanhou klop, ek sal aanhou bid voor u troon. Ons kan nie net tok 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 en die deur moet oopspring nie. Die Here wil ons 'n pad vat, hy wil baie keer vir ons wys. Hy sê, as jy die dinge doen, dit sal gebeur. Hy sê, maar dit is nie so maklik elke keer, as jy deur 'n probleem gaan klop en hy maak oop nie. Baie keer moet jy deur 'n ding gaan en jy moet begin aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop, tot jy 'n deurbraak kry en 'n antwoord van die Here afkry. En as ons gaan terugvat na 'n vleeslike ding toe, as jy die hele tyd net dit gee vir jou wat jou kind nodig het of wie ook al nodig het, op die eind van die dag is dit nie goed vir daai persoon nie. Want hy leer nie om te wag nie, hy leer nie om te bid nie, hy leer nie om geduldig te wees nie. Dis net gee. Maar hy weet, ek kan vir my ma gaan vra. Hy weet ek kan vir my ma by my ma gaan sit of my pa gaan sit. Hy weet ek kan dit gaan doen. Maar dis nie altyd die antwoord wat hy wil hê, wat jy vir hom moet gee nie. En dis wat die Here hierso sê. Hy sê, weet jy wat, bid en ek sal vir jou gee. Maar op my tyd. Op my tyd. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en hy wat vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Want die Here kom en hy sê, dit sal gebeur in jou lewe. As jy my soek, en jy soek my, en hoe soek ons hierso? Wat bedoel hierdie soek? Wat is dit om iemand te soek? Wie het al 'n klein hondjie, of ek wil nie eens praat van 'n kind nie. Wie het al 'n klein hondjie verloor? Hoe lank het jy gesoek? Jy het gesoek en gery en jy het plamfette opgesit en jy het die buurman gaan wakker klop en jy het die ou oor kan die straat gaan klop en jy het gesoek en jy het gesoek en jy het gesoek. Jy het nie net oor die muur gekyk, ek het die hond as hy nie het in die bed gaan klim nie. Jy het gesoek. Jy het aangehou soek. Ek onthou, een van ons boelies het weggeraak, ons is op pad iewers heen. Ek het van gesê, ek gaan nie om oor die ontdaal nie. Ek gaan my hond soek tot ek hom kry. En ek weet nie of ons iets moes daar doen op die ontdaal nie. Maar dit was nie meer vir my belangrik nie. Dit wat belangrik was, dis my hond. En ek het gesoek en gesoek. En Jacy het gesoek en ons het gery en ons het hom 2 plotte ver weggekry. Ek weet nie hoe sy daar gekom nie, want sy het deur die drade geklim en sy was dik. Ek verstaan dit nie. En dit is elektriese drade. Maar ek het aanhou soek. En dis wat die Here hier bedoel. Hy sê soek. Soek my. Totdat jy my vind. Soek my met opgewondenheid in jou hart. Soek my met geloof in jou hart. En wanneer jy klop, klop met geloof in jou hart.
Hierdie is vir ons, kinders van God, wat sê, Here, ek sit die eerste in my lewe. Hierdie bedoel dit. Ons kan nie net 'n gebid. 'n Bid is 'n intensiewe bid wat die Here hiervan praat. Intensiewe bid. Wanneer jy na die Here roep, wanneer na die Here eer gee, wanneer jy hom prys en worship, sien, ons moet ophou net om na die Here toe te kom, wanneer ons iets nodig het, en vir hom vra. Daar is tye wat ons dit doen, die Here sê, kom en ek sal vir jou gee, maar die Here sê, weet jy wat, kom na my toe, met blydskap in jou hart, met 'n opgewondenheid in jou hart. Kom na my toe en kom sit hier voor ons, sodat jy my kan prys en worship, in gees en waarheid. Dis tyd dat ek en jy hierdie goed begin ervaar in ons lewens. Want jy sien, wanneer ek en jy hierdie versie, vers 7 doen, hierdie bid, soek en goed, dit vat tyd opoffering. Dis nie 'n quick fix hierdie nie. Die Here sê, die wat my soek, die wat wag op my, hulle sal ontvang nuwe krag. Die wat op my wag. Amen. Jesaja 43 vers 18. En ek wil vers 19 ook eintlik lees, want dis waar ek wil kom. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. En kyk, ek gaan iets nuuts. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie, vraagteken. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, rivier in die wildernis. Sien, dan kom ek terug na Matteus 7 toe. Wanneer ek en jy soek en bid, en ons soek ernstig, en ons bid ernstig, en ons klop ernstig, en ons wag op die Here, dan kom hier die Here en hy sê, kyk hierso, luister hier my kind. Hy sê, ek gaan iets nuuts doen in jou lewe. Hoor mooi volgens die Here sê, ek gaan iets nuuts doen in jou lewe, wanneer jy ernstig is om my te soek en na my te bid. Hy sê vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Sê vir jou langs jou, die Here gaan iets nuuts maak in my lewe. Kom aan. Die Here gaan iets nuuts maak in my lewe. Amen. Daar's iemand wat amen sê, wat dit vat. Die Here gaan iets nuuts maak in my lewe. Ek weet nog nie wat nie, maar Here, ek dank U vir iets nuuts wat jy gaan doen in my lewe. Iets nuuts wat my opgewonde maak. Want die Here kom en hy sê, gaan iets nuuts maak, Koos, in jou lewe. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn. Met ander woorde, waar ook al jy sit en jy dink daar's geen uitkoms nie, jy dink daar's geen uitweg nie, jy dink dis 'n moeilike omstandighede waar jy deurgaan of in is of wat ook al. Die Here sê, kyk, ek maak 'n pad in die woestyn. So jou woestyn gaan 'n pad gemaak word deur die Here Jesus Christus.
En wanneer ek kyk na hierdie pad wat die Here maak, dan sien ek dis 'n pad wat regtig gelyk gemaak word en die heerlikheid van God is om jou. Want jy sien die Here is besig om die pad te maak en ek en jy loop in hierdie pad saam met God. Want terwyl hy hierdie pad maak, begin ek en jy beweeg saam met hom. Amen. Jy sien dis hoekom jy moet klop en wag op die Here. Want wanneer die Here kom en hy besig om hierdie pad te maak, dan moet ek en jy gereed wees om te sê, Here, ek stap saam met U deur hierdie pad. Ek stap saam met jou deur hierdie woestyn. Ek stap saam met jou deur die omstandighede in my lewe. En dan kom my riviere in die wildernis. Lewe. Water praat van lewe. Hy sê en ek sal vir jou 'n lewe maak in die wildernis. Ek sal vir jou 'n nuwe lewe gee in die wildernis. Jy sal nie beskaam staan nie, jy sal nie dors staan nie. Daar sal 'n nuwe lewe wees. Water praat van nuwe lewe in 'n mens se lewe. Water bring lewe voort. Sonder water kan niks bestaan nie, mense. Het jy dit geweet? Niks kan bestaan sonder water nie. En die Here kom en hy sê, en maak 'n pad in die woestyn. En wat is die woestyn? Is 'n drop, 'n plek wat niks groei nie. Maar die Here kom en hy sê, en riviere in die wildernis. Met ander riviere in die woestyn. So wanneer jy in hierdie woestyn is en ek maak die pad, dan kom die nuwe lewe wat ek vir jou gee. En dit bring voort 'n nuwe vrug. Nuwe vrugte in jou en my lewe. Nuwe omstandighede in my en jou lewe. Al voel ons moeg. Al voel ons nie nou so nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, die Here is besig om 'n pad te maak in die woestyn vir jou en vir my. Amen. Amen. Okay. Sê, Here, ek dank U vir nuwe lewe in my lewe. Ek dank U vir die rivier wat gaan stroom in my lewe. Wat vrug gaan bring in my lewe. Sodat ek vir die mense rondom my 'n getuienis kan wees in Jesus naam. Amen. 2 Timoteus 1:7. Ons het hierdie nou bely, ons het verstaan, ons moet klop en die ander klop, ons het geweet ons moet soek en die ander soek en die Here kom en hy sê ek maak vir jou 'n pad in die woestyn en ek gee vir jou rivier water en dit bring nuwe lewe en al daai goed. Dan kom die Here hierso en hy kom in 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtig gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Amen. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Met ander woorde, wanneer ek en jy in die woestyn sit en God maak die pad en die water kom, moet ons nie vrees nie. Want God is besig om met my en jou te werk. Ons kan nie vrees wanneer iets skielik voor ons verskyn of iets verander en sê, "Wow, Here, wat gebeur nou nie?" Die Here is besig om vir jou iets groots te doen. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtig gegee nie, maar van krag. Here, dankie dat U my 'n gees van krag gee. Amen. Sê dit bietjie. Here, dankie. Kom aan mense, Here, dankie dat jy my 'n gees van krag gee en nie van vrees nie. In Jesus naam. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtig gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Mense, wanneer jy die gees van die Here Jesus het, en jy het sy krag, en jy het sy liefde, en jy het selfbeheersing, is niks onmoontlik in jou lewe nie. Amen.
Dis 'n wenresep wat God hier vir my en jou gee. Dis 'n wenresep wat God vanoggend vir jou en vir my gee op hierdie vers. Want wanneer jy nie vrees nie, het jy klaar oorwinning. Amen. Wanneer jy nie vrees nie, wanneer goed na jou toe kom en jy vrees dit nie, het jy klaar oorwinning. Want jy sien, vrees, dat die duiwel kom en hy wil vrees in jou lewe sit. Wanneer vrees in jou lewe is, dan begin jou gebed agterlaat. Jy wil nie meer bid nie. Jy wil nie meer Bybel lees nie. Jy wil nie met die Here praat nie. Jou verhouding gaan weg van God af. So die woestyn waar jy in sit, word dan 'n woestyn waar daar bosse om jou groei, bosse wat niks beteken nie. Maar die Here kom, hy sê, 2 Timoteus 1 vers 7, want God, my God, het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek hierdie vers lees en ek dog, wow, Here, jy het my so lief. Jy gee soveel om vir my. Jy het my so lief om vir my hierdie vers te gee, om te sê, weet jy wat, jy is saam met my. Ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie te worry oor die nuus wat kom, van besighede wat toemaak en al hierdie goedes nie. Want jy sien, dit bring vrees onder my en jou. In ons gedagtes hardloop net rondom dit, en nie op God nie. Ons fokuspunt raak weg van God af, en werk op die wêreldsysteem. En dis wat die duiwel wil hê. Maar God kom en hy sê hierdie dinge. En hy sê, weet jy, wanneer jy krag het en liefde, en dan jy selfbeheersing. En as jy selfbeheersing het, dan is jou oë gefestig op God. Jou lewe is gefestig op die Here. Johannes 6, 47 en 48. En hy kom hier so, en hy sê, en hy kom hier, en hy beklemtoon dit. Hy beklemtoon dit. Hy sê, voorwaar. Hy kom nie een keer en sê, voorwaar nie. Hy sê, voorwaar. Ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Voorwaar. Ek sê vir julle, sien, ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie die omstandighede waar ons deur beweeg te vrees nie. God is in beheer van my en jou lewe. God is in beheer van my en jou lewe, van ons omstandighede. As ons dit vir God gee, dan is hy in beheer van ons omstandighede. Maar ons vat ons omstandighede en ons wil dit self beheer. Wanneer ons onsself aan God gee om te sê, Here, ek behoort aan nie. Met ander woorde, jy sê, Here, ek gee myself aan nie, lei jy my waar jy my wil hê. Amen. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. God kom en hy sê, ek is die brood van die lewe. Jy kan nie sonder die woord van God lewe nie. Jou gees gaan dood. Jou spirit gaan dood. Jy gaan stelselmatig dood onder die druk van die wêreld. Maar wanneer jy lewe en jou hart vir die Here gee, dan kom hy voorwaar. Ek like hierdie een wat hy kom en hy sê, ek sê vir jou, Koos, sodat ek kan hoor. Want baie keer moet ons mos 2 keer praat om te hoor. Mans, ons praat ons baie keer 2 keer met die vrouens voor hulle hoor. Nee, ons hoor nou niks man sê nee. Hulle is te bang hoor. Maar die Here kom en hy sê, voorwaar, ek sê vir jou. Ek
sê vir jou, ek verseker jou, jy behoort aan my. Ek is die brood tot die ewige lewe. As jy hart vir my gee en jy behoort aan my, het jy die ewige lewe. In Korintiërs 11 vers 1. Hy sê, wees my nagevolgers, soos ek dit ook van Christus is. Volg my, soos ek ook van Christus is. Wat sê hy hierso? Hy sê, kom ons volg God die Vader. Volg my. Kom ons volg en ons staan op die woord. Kom ons volg die woord van God. Kom ons doen die wil van God. Kom ons leef die wil van God. En as jy vanoggend hier sit en ek vra een vraag om te sê, wie het iemand in hierdie week wat verby is vertel van ons awesome God? Dan gaan jy sê, maar ek was te besig. Weet jy wat, pastor, ek was so besig, ek het nie tyd gehad om iemand te vertel van hierdie awesome God nie. En die Here kom en hy sê, wees volgelinge van my woord. En my woord sê, gaan dan heen en maak disippels. Vertel almal van my, genees hulle in die naam van Jesus. Maak hulle vry van alle omstandighede, sodat hulle hoop kan hê in hom, in Jesus Christus, in God die Vader. So my woord vanoggend is, wat ek wil vra is, mense, ons kan nie net klop en dink die deure gaan oopspring nie. Ons kan nie net op een plekkie gaan soek en sê, hier is God nie. God sê, soek my ernstig. Soek my met 'n opgewondenheid in jou gees en jy sal my vind. En wanneer jy klop, hou aan klop. Al voel jy nie meer lus om te klop nie, al is jy moeg, hou aan klop, ek sal die deur oopmaak. Want God wil hê ek en jy moet deursettingsvermoë het. Ons moet nie opgee in die eerste minuut nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, die Here sê, ek is daar by jou. Ek sal die omstandighede, die woestyn, sal ek verander en jy sal in 'n rivier van water hê, 'n anointing sal oor jou kom. Hy sê, as jy my woord vat, dan sal ek vir jou lewe gee. Lewe in oorvloed. So ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat? Om die Here te dien, kos 'n prys. Dit kos 'n prys. Ons kan nie net gou die Here dien en wanneer ons iets moet doen, dan moan ons oor dit. Weet jy wat, dan kan ons dit net so los. Dit beteken niks nie. Wanneer, luister mooi wat ek sê. As ek en jy iets doen, en ons doen dit vir die Here, en ons doen dit met 'n attitude, los dit. Want dit beteken niks vir jou nie. Want die Here sê, alles wat jy doen in my naam, doen dit met liefde. Amen? Jy moet dit met liefde doen. En dit gaan normaalweg 'n prys kos om dit te doen. Dit gaan nie maklik wees nie. Maar die vrug van dit gaan soveel beteken in jou lewe. Dit gaan vir jou soveel joy gee, soveel vrede in jou lewe. Dit wat net God kan doen, sal jy ervaar. So ek wil hê jy moet vanoggend verstaan,
Wanneer ek en jy iets doen, kom ons doen dit met oorgawe in Jesus naam. As ek gaan kyk na, en ek sluit af met dit, as ek gaan kyk na die wêreld, en, skus, hulle wil iets gaan sê oor iemand of wat ook al, dan vind hulle tyd om iemand sleg te sê. Hulle gaan vind tyd om te gaan skinder. Hulle vind tyd om nie goed te sien in mense nie. Maar ek en jy wat die Here dien, ons vind nie tyd om net iemand te gaan sê, of te bel of 'n boodskap te stuur en sê, wow, die Here is lief vir jou nie. Want ons is te besig. Ons moet ons prioriteite omswaai. Want die Here sê, ek het liefde vir jou gegee in jou hart. Krag en liefde. Amen. So ek wil hê met hierdie tyd van jou lewe met jy besef, maar Here, ek wil die krag en die liefde in my lewe hê. En ek wil goed praat van mense. En maak my hart oop wanneer ek iemand sien wat gebed nodig het. Here, dit maak nie saak waar dit is nie. Gee my die vrymoedigheid om vir iemand te bid. Mense, ons moet dit begin doen. Ons is nog by die einde van hierdie wêreld. Ons is baie naby aan hierdie einde van hierdie wêreld. En ek wil iets sê, en ek weet ek gaan dalk 'n bietjie 'n traan gooi, maar dit maak nie saak nie. As ek gaan kyk na Lido. Laas jaar het sy 'n kursus geloop, laas jaar nee. Partykeer 3:00 die oggend, dan as ek die honde uitvat, dan brand die lig. Dan is sy besig met Skype van Amerika om die kursus, om die deel te loop van die kursus. Soos Zoom, die Skype nie. Julle verstaan wat ek sê. Dan Zoom sy met daai mense, want die tyd is verskillend. Om die kursus te doen, om kennis te kry, om mense te kan help. So, waar is ons prioriteite, ons as mens, om te sê, maar ek sal 'n prys betaal, om dit te doen. Baie van ons doen dit. Ek sê nie ons doen dit nie, maar kom ons begin kyk. 'n Prys moet jy betaal om die Here te dien. Dit kos 'n prys van jou tyd, van jou lewe, om die Here te dien. Nie net wanneer dit gemaklik is nie. Normaalweg is dit wanneer jy op jou besigste is, waar die Here sê, maar ek wil jou gebruik. So ek wil hê ons moet regtig sê, Here, weet jy wat, gebruik my. En die Here sal vir jou tyd gee, en tyd maak, om daardeur te gaan. Amen.